Goeiemôre vriende, so op die 27ste Mei 2026, mag dit vir julle 'n mooi dag wees, klein Saterdag vriende, die bazaar is op hande. So van julle is wat nog wit olifante het wat julle vir ons wil skenk, julle laat ons weet asseblief, kom drop dit af sommer drop dit af by die kerk. As julle 'n tydjie het, as ons moet kom help, moet julle sê, ons sal verkies as julle dit sommer vandag by die kerk kan kom aflaai self. So as julle by die koeketafel, die tertetafel wil betrokke weet, is great, as julle donasie wil gee, ander mense die koeke bak, omdat julle nie koekebakkers is nie, julle welkom om dit te doen. Verder is hardloop goed baie mooi vriende, ons wat olifantafel is aan die gang, wat mense het nou eintlik aan chic boutique is aan die gang, ons pannekoeke is aan die go, en ons puddings is aan die go, en die groente is aan die go, so julle ergens wil betrokke raak, vriende sê, dit is 'n lekker dag, is 'n dag wat daar lekker energie is, ou sien 'n klomp mense, ou groet weer 'n klomp mense wat jy lank tyd laas gesien het, so ek nooi julle almal uit vir na Saterdag se bazaar toe, die 30ste eerskomend, so van 8:30 die oggend af, ons maak gewoonlik so 1 uur, maak ons klaar, so hier van 11:30 af begin al baie uitgekoperig raak, so kom maar vroeërig en kom neem deel. Daar's 'n lekker ontbyt daarso vriende. As julle ontbytkaartjies voortydig hê, bespreek asseblief voortydig. Laat weet vir Karika met die kerkkantoor 5522689, 5522689 kan jy vir haar laat weet. Dan sal sy net vir julle na Attie toe verwys. Attie se telefoonnommer het ek nou nie vandag hier so by my nie, anders kan julle hom ook kontak. Die van julle wat by ons gemeente is, weet in ieder geval wat sy kontak besonderhede is. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here vir die wonderlike voorreg om saam met U te wees, te weet U is by ons, te weet U is lief vir ons, te weet Here dat U as God altyd die een is daar wat vir ons raad gee deur die Gees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons gaan nou 'n bietjie aan hier so in Hebreërs 4, ek gaan net so 2-3 versies vir julle lees, want ek dink dit is eintlik 'n ongelooflike wonderlike gedeelte hierdie. Hy sê hier so in vers 12, kom sê die Hebreërs skryf, hy sê die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Vriende, dit is so belangrik. Daarom sal julle sien, baie keer vriende, mense wat wegdwaal van die Here af, mense wat nie naby die Here is nie, en dan maak hulle baie droog, né? Van groot twak aan. Hulle wil nie die skrif lees nie. Hulle lees ook nie die skrif nie. Want jy sien vriende, hulle weet dat die skrif is die een plek waar God deur sy gees deur geslagte lank met mense kon praat en vir hulle kon wys, dit is wat jy moet doen, dit is hoe jy dit moet doen, dit is wat ek van jou verwag, dit is wat ek nie van jou verwag nie. So die oomblik wanneer ons die skrif lees, en mense die skrif lees, raak dit 'n gewete, want dis hoe die Heilige Gees werk om vir ons te sê, jy's 'n ander persoon, jy's 'n vreemdeling op hierdie aarde, jy's 'n klein rukkie op hierdie aarde, jy verteenwoordig my op hierdie aarde, en dit is hoe ek wil hê jy moet my verteenwoordig. Nou kan jy nou dink vriende, so as mense die verkeerde goeders doen, as mense nie eintlik by die Here wil wees nie, hoekom gaan jy die woord lees? Hoekom gaan jy enigstens jou bemoei met die skrif? Want die skrif is die heeltyd 'n regstelling vir jou en vir my. Die skrif is vir ons 'n manier om vir ons te kom sê, die Here Jesus het vir ons lief, oneindig lief. En omdat hy vir ons lief het, en omdat ons sy kinders is, daarom het ons 'n sekere waardesisteem, daarom moet ons op 'n sekere manier optree. So mense, liewe vriende, wat sê hulle is kinders van die Here, maar nie die woord regtig lees nie. Ek praat aan die vriende dat jy hom elke dag lees. Dit is belangrik. Ek kom self baie daarmee. Ek is baie met die woord besig, is elke dag met die woord besig, maar ek vang my baie keer dat ek nie regtig 'n gedeelte by stil staan. Ek kry dit so 12, 13, 14 keer, partykeer 'n maand reg dat ek dit doen. Ek is ook nie wetties daaroor nie, vriende. Dis nie waar dit gaan nie. Die feit is ek en jy moet by die woord van God uitkom, want wanneer ons by die woord van God uitkom, is dit inderdaad lewend en kragtig? Is dit iets wat lewe gee? Is dit iets wat 'n regstelling in ons lewe gee? Is dit iets wat vir ons wys hoe ons moet ons lewe? Is dit iets vir ons wys hoe moet ons kinders grootmaak? Hoe moet ons tussen ons spelle optree? Hoe moet ons as kerkfamilie optree teenoor mekaar? Hoe moet ons teenoor die mense by die werk optree? Hoe moet ons besluite neem? Al hierdie goed is saamgevat binne in die Bybel. En daarom is die Hebreërs skrywer kom sê, vriende, ons moet die woord moet ons na kyk, die woord is kragtig, dan is dit so belangrik dat ons daarna sal luister.
So belangrik, liewe vriende, dat ek en jy sal kyk daarna, want baie keer is dit so dat ek en jy dit afskeef. Daarom kom sê hy, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Nee, en dan sê hy, gaan hy net aan met die volgende versie. Daar's ook niks in die skepping daar's ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Vriende, dit is 'n ongelooflike vers eintlik wat hier so vir ons kom staan, né? En daarom is hierdie vers eintlik geskryf as ons nou weer die vorige vers van waar die Hebreërs skrywer vir hierdie mense sê, hoor hierso, as julle moet kyk na Jesus Christus, dit is julle moenie hardkoppig wees nie, wees gehoorsaam, aanvaar Jesus as die verlosser en saligmaker, moenie afdwaal weer na die wet of na 'n klomp ander goeders nie. En dan kom hy by die gedeelte, die woord van God is lewend, kragtig, skerper as enige tweesnydenis swaard. Mag julle God se liefde ervaar, sy teenwoordigheid ervaar en vriende inderdaad sy genade ervaar.